Hierdie is 'n geleentheid spesiaal vir ouers. Vandag se pappas, vandag se mammas. Ek het 'n moedleesboek waaroor ek by 4 geleenthede met jou gaan praat. Dit gaan nie om vir jou die totale inhoud van die boek te gee nie, dis onmoontlik, ek kan nie. Maar ek wil jou aanmoedig om hierdie boek te kry. So lyk die boek, The Anxious Generation van Jonathan Haidt. Dit is 'n verskriklike moedlees, belangrike verpligte leesmateriaal vir elke ouer vandag. Kom ek lees vir jou die sipopskrif. How the great rewiring of childhood is causing an epidemic of mental illness. So ons sit met 'n anxious generation, 'n generasie propvol angs en baie swak emosionele welstand as gevolg van tegnologie. En ek wil nou in hierdie eerste geleentheid wat ek met jou praat oor hierdie boek, wil ek vir jou die tydslyne wat hierdie man gee, en net so terloops, hierdie beskou ek as die beste navorsing wat ek die afgelope 10 jaar gelees het, oor skerms en tegnologie, die digitale virtuele kant. So hy gee vir ons sekere tydslyne in hierdie boek, so half ter inleiding. Hy sê in 2001 was min of meer alle rekenaars, tuisrekenaars en werksrekenaars gekoppel aan die internet, maar jy sal onthou, 2001 was nog hierdie groot, swaar, ek noem dit die boksrekenaars. Jy kon nie met die ding beweeg nie, jy kan hom nie in 'n kar sit of met hom loop in 'n winkelsentrum of wat ook al nie. So die volgende 10 jaar na 2001 het daar geen agteruitgang gebeur wat tieners en ons jong mense se emosionele welstand aanbetref nie. Want jy kon nie die rekenaar onder jou arm dra nie. 2007, 2009 daar rond, toe die like-funksie ingekom, die retweet-funksie ingekom en die share-funksies ingekom. So dis baie onlangs, 2007, 2009. 2010 het die selfies, wat jy die foon nou so kan stel, dat jy nou van jouself videoetjies kan maak en van jouself nou fotootjies kan neem. Ek bedoel, daarvan het jy nou al baie gesien in jou lewe, 2010. En hier by 2012, 2013 het die sosiale media en die slimfoon by mekaar gekom en wifi en internet, en daar's baie nuwe goedertjies ontwikkel in daardie tyd deur die tegnologiese maatskappye. Al die apps en die toepassings en die goeders wat 'n mens kry het, is toe nou op jou foon beskikbaar en al ons kinders kry slimfone. En kyk wat gebeur. Na dit, skryf Jonathan Haidt vir ons in hierdie boek, het jong meisies se emosionele welstand 'n ineenstorting beleef. Die woord wat hy gebruik het is 'n collapse. En daar's 'n ernstige agteruitgang by ons seuns. Nou wat ek hier het is 2 grafieke uit die boek uit. Ek gaan dit nie vir jou wys nie, maar ek gaan nou wel met jou hieroor praat. So die eerste grafiek wat ek hier het sê major depression among teens. Aan die ander woorde, hier's nou depressie onder tieners. En vanaf 2010 het dit by meisies toegeneem met 145%. 145% toename in depressie vanaf 2010 by meisies. By seuns 161% toename in depressie vanaf 2010. Dis nou Amerikaanse statistiek. Hy is toe gekritiseer deur 1 of 2 sielkundiges en so aan wat vir hom sê, maar dis Amerikaanse omstandighede. Toe gaan hy en hy gaan doen hierdie selfde navorsing in Australië en in Brittanje, en hy bevind presies dieselfde uitkoms. Hy kry dieselfde uitkoms. 'n Volgende grafiek, hier's heelwat grafieke in die boek, so ouers asseblief kry hierdie boek, gaan oor wat hy noem emergency room visits for self-harm. Met ander woorde, dit is nou ongevalle besoeke as gevolg van selfbeskadiging. En baie aklig weer eens, vanaf 2010, toe die wifi en die internet en die sosiale media en al die verskillende soorte sosiale media op die foon beskikbaar is, en ons kinders dra dit met hulle saam, en hulle is min of meer 24/7 online, bevind hy dat hierdie ongevalle besoeke as gevolg van selfbeskadiging by meisies, het gestyg met 188% vanaf 2010 en by seuns met 48% sedert 2010. So dit is
'n shocker. En ek sê weer, uit hierdie navorsing gedoen en ook na ander navorsing gekyk in ander lande. Dis nie net Amerikaanse navorsing nie, dis oral. En dan skryf hy die volgende, nou wat is die verskil tussen 'n basiese foon? 'n basiese foon, 'n foon sonder internet en 'n slimfoon. Slimfone is baie anders as 'n basiese foon, sê hy. Hulle verbind jou met die internet 24/7. Daar is letterlik miljoene toepassing, apps, en dit het die tuiste van sosiale media platforms geword. Vir baie jong mense is dit soos gif. Dis poisonous is die woord wat hy gebruik. So daar's vir jou net 'n inleidende gedeelte van hierdie boek, hierdie absolute fantastiese boek, The Anxious Generation van Jonathan Haidt. En asseblief, ek wil hê elke ouer moet dit kry. So liewe ouers, ek gaan volgende week verder met julle gesels en bietjie inhoud en 'n bietjie inligting uit hierdie boek gee. Liewe ouer, hierdie is spesiaal vir jou. Ek is besig met so 'n reeksie van 4 wat gaan oor 'n baie spesifieke boek. En ek wil nou weer by jou pleit. Dis verpligte leesstof vir elke ouer vandag. Dis verskriklik belangrik. So in die 10 jaar wat ek navorsing doen oor skerms en tegnologie en internet en wifi en die virtuele en die digitale, is dit die beste navorsing wat daar was die laaste 10 jaar. En dis hierdie boek, The Anxious Generation van Jonathan Haidt. En ek wil weer vir jou die subtitel lees. How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Nou my doel met hierdie aanbieding is om jou so ver te kry om asseblief die boek vir jou aan te skaf. Ek kan nie vir jou naaste by die volle inhoud gee nie, maar ek wil graag 'n paar goed met jou deel, sodat jy lus is om hierdie boek te lees en hierdie boek te kry, sodat jy regtig 'n beter en 'n goeie ouer kan wees. Nou onder andere bly hy baie sterk klem op die hele ding van om te leer deur speel en dan die hele, ons kinders is besig met skerms, jy weet, so dit is kom ons noem dit 'n digitale generasie wat ons groot maak in plaas van 'n generasie wat leer deur speel. Nou sê hy, en hy vra die vraag, hoekom is speel so belangrik? En hy onder andere sê hy, alle jong soogdiere het dieselfde taak. Bedraad jou brein, ontwikkel jou brein reg deur gereeld te speel en intens te speel. So dis verskriklik belangrik vir ons jong mense en vir ons kinders. Speel en nogmaals speel. Wat gebeur vandag? Skerms en nogmaals skerms, veral fone en tablette. En dit is gif. Dis gif vir ons kinders se breins. Hy sê deur te speel ervaar jy die volgende. Dis wat sy navorsing vir ons wys. Jy leer deur te speel. Kinders leer deur beweging. Interaksie met vriende word aangeleer. Jy leer om jou emosies te beheer. Jy leer ander se emosies. Jy leer om beurte te maak. Jy leer om konflik op te los. Jy weet ons kinders, ek bedoel daar's altyd konflik en die maatjie is lelik met daai maatjie en dis die lewe. So ons kinders leer deur te speel, nie deur te isoleer en eenkant met 'n skerm besig te wees nie. Dan sê hy, nou wat nou van skerms? Nou al hierdie bogenoemde goed wat ek nou vir jou genoem het, is met ander woorde afwesig. Die interaksie, die verhoudings, die beurte maak, die leer deur interaksie, die leer deur beweging, die ontwikkel deur beweging, die regte bedrading van die brein. Daai goed's als afwesig en dan natuurlik isolasie. Ons kinders word geïsoleerd groot. Hulle sit iewers eenkant met 'n skerm. Hulle is ure en ure op skerms, sit agter 'n toedeur in 'n slaapkamer agter 'n skerm. En eensaamheid, een van die grootste siektes van ons tyd. Te min speel is sleg vir kognitiewe ontwikkeling, sosiale ontwikkeling, emosionele ontwikkeling. Mens kan dit anders stel. Te veel skerms is sleg vir kognitiewe ontwikkeling, so jou brein se kognitiewe vermoëns, sosiale ontwikkeling, emosionele ontwikkeling. Nou, ek het die vorige ronde vir jou sekere statistiek het ek vir jou gegee, dat sedert 2010 het depressie onder ons dogters toegeneem met 145% en onder ons seuns met 161%. Nou, dis wat gebeur as die brein beskadig word. Sosiale agteruitgang, emosionele agteruitgang en kognitiewe agteruitgang. Ek haal hom aan. The reduction, dit is nou hierdie afname
in speel is so severe that we might refer to smartphones and tablets in the hands of children as experience blockers. Met ander woorde, ons kinders word ontneem van sekere leerervarings, experience blockers. Ons doen ons kinders 'n geweldige onreg aan, dat hulle ure met skerms besig is. Slimfone en tablette te vroeg in 'n kind se lewe. 4 goed wat hy in die boek op klem lê. Sosiale ontwikkeling gaan agteruit, dit word belemmer. Dis interaksie, dis kommunikasie, dis verhoudings met ander mense wat agteruit gaan. Dan nommer 1. En sosiale ontwikkeling is tog belangrik vir jou as 'n ouer wat jou kind aanbetref. Die tweede ene. Kinders kry te min slaap. So hulle kan nie meer lekker konsentreer nie, hulle kan nie meer lekker fokus nie. Hulle slaapritmes word uitgegooi. Die oomblik wat 'n kind in 'n donker kamer met die lig van 'n foon gekonfronteer word, gee die lig die boodskap vir die brein dis dag. Met ek sê amper dis soos 'n baba wat dag en nag omruil. En dit wat gebeur met ons kinders. Hulle kry heeltemal te min slaap. So hulle akademiese vermoëns gaan agteruit, want môre in die skool sit hulle in slaap. Hulle aandagspan raak al hoe korter. Want 'n foon is vol kleur, 'n foon is vol aksie. En dis nie goed vir jou kind se brein nie. So nou kom hulle in die skool waar hulle moet leer en hulle aandagspan raak al hoe korter. En dan die 4de belangrike punt is verslawing. En daar's internetverslawing, daar's skermverslawing, daar's verslawing aan pornografie ensovoorts. So dis 'n tweede gedeelte van hierdie boek van Jonathan Haidt, The Anxious Generation, wat ek sommer net in kort jou aan wil voorstel. Kry asseblief vir jou hierdie boek. En ek gaan weer met jou kuier in sessie 3 en in sessie 4 oor hierdie boek. Hierdie kort reeksie van 4 is baie spesiaal vir ons ouers bedoel. Ek praat in kort oor 'n baie belangrike boek wat ek wil hê elke ouer moet aanskaf en moet lees. Dit is so belangrik in hierdie tyd wat ons op die oomblik ons kinders in groot maak, ons jong mense sukkel. En hoekom sukkel hulle? Hierdie boek se titel sê dit vir jou, The Anxious Generation. Angs en depressie en is verskriklik onder ons jong mense. Die skrywer is die outeur Jonathan Haidt en die subopskrif is How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. 'n absolute epidemie van swak emosionele welstand is onder ons oë besig om te gebeur as gevolg van skerms en die digitale en te veel tegnologie onder ons kinders. En ek beskou hierdie navorsing in die 10 jaar wat ek hier oor navorsing doen as die heel beste navorsing nog ooit beskikbaar. So ouers, asseblief skaf dit aan. Nou vandag wil ek so 'n bietjie fokus op wat hy beskryf in sy boek. Nou, meisies word erger geraak hierdeur. Jong dogters of jong meisies, die jong dames word erger geraak hierdeur as seuns. En hy doen ons 'n groot guns in hierdie boek en hy skryf 'n hele hoofstuk oor meisies en 'n hele hoofstuk oor seuns. So ek gaan nou probeer om vir jou so 'n bietjie net te deel. En ek begin met 'n gevalle studie oor 'n meisie wat die volgende skryf, 'n jong meisietjie. Sy sê, I can't stop comparing myself. It came to a point where I want to kill myself, cause you don't want to look like this, and no matter what I try, I'm still ugly, feel ugly. I constantly cry about this. I became obsessed with other pretty girls. Mense, en dis wat besig is om te gebeur met ons meisies. Dit het 'n platform van vergelyking geword. En ek wil vir jou sê, moenie vir my sê nie my kind nie. Ek wil vir jou sê elke meisie, veral in hulle tienerjare, in hulle adolessensie, in hulle puberteitsjare, soos hulle fisiologies en fisies verander, vergelyk en media raak dan verskriklik gevaarlik en sosiale media veral. En 'n ding wat my regtig moeg en moedeloos maak, en hierdie is nou persoonlik, het niks met die boek te doen nie, is hierdie sogenaamde influencers op televisie. Hierdie vroue wat so perfeksie uitstraal en vir ons jong meisies probeer vertel hoe lyk perfeksie en wat is perfeksie. Kom ek haal vir jou 'n influencer aan.
Even though I was preaching self-love, I was doing completely opposite with myself. Daar's 'n belydenis van 'n influencer wat sê, ja, ek het gesê met jouself lief hê, maar ek was so obsessed geweest met ander mense soos ek myself vergelyk het. En dis die probleem met ons jong meisies. Nou 'n kliniese sielkundige wat ek nou al baie gebruik het, ook in ouerskapseminare en so aan, Lisa Damoor, sy navorsing bewys, meisies het kwaliteit vriendskappe nodig, nie kwantiteit nie. Wat gee sosiale media vir jou? Kwantiteit. Navorsing wys vir jou, deur 'n kliniese sielkundige, bekende vrou Lisa Damoor, ons meisies soek kwaliteit, nie kwantiteit nie. Wat doen sosiale media? Jy word gemeet aan kwaliteit. Hoeveel vriende het jy op sosiale media? Hoeveel likes, hoeveel follows? Ander navorsing. Heavy users of social media are 3 times as likely to be depressed as non-users. Hoor mooi. Daar's 'n direkte verwantskap tussen te veel sosiale media en depressie, swak emosionele welstand. Nog navorsing. Sosiale media is 'n direkte oorsaak van angs en depressie onder meisies. Nie indirek nie, direkte oorsaak. Meisies gebruik sosiale media meer as seuns en hulle verkies die platforms wat sterk visueel is. So wat kry ons? Visuele vergelyking. Daai een se hare, daai een se bou, daai een wat so mooi is, daai een wat so perfek is. Heeltyd 'n vergelykingsstorie. Visuele sosiale media. En dan natuurlik word ons meisies ook, ek wil die woord gebruik, aangeval. Die stranger danger konsep. Vreemdelinge wat vir hulle vriendversoeke stuur en daar gebeur ontvoerings en daar gebeur verkrachtings en al daai gevaarlike gebeur baie meer met meisies as wat dit met seuns gebeur. Nou hier is die effek op seuns. Kom ons kyk bietjie na seuns. Hier's 'n gevalle studie van 'n jong man wat erg besig was, ure en ure en ure met gaming, videogames en pornografie. Dit het begin op ouderdom 9. Mense, asseblief, hierdie goed is ernstig. Vra my, ek het al met pornografie verslaafde kindertjies gewerk van graad 4. I missed out on a lot of stuff in life. Hy sê dit later in sy lewe, ek wil amper sê nadat hy nou vir rehabilitasie gegaan het en gesond geword het. A lot of socialization. I feel that my interactions are not as smooth and fluid as I want. Dit in sy universiteitsjare het hy tot hierdie besef gekom en hy het vir hulp gegaan. My sosiale interaksie, my verhoudings het agteruit gegaan, my kommunikasie het agteruit gegaan. Ek wil vir jou 2 begrippe leer wat uit hierdie boek uitkom. Die een is NEET, NEET. Ek dink mens kan sê NEET. Dit staan vir Not in Education, Employment or Training. Hoor mooi, NEET. Not in Education, Employment or Training. Die afkorting vir daai lang sinnetjie. En dit kom veral onder jongmans voor. Veral onder jongmans, as gevolg van media en tegnologie en skerms. Dan 'n tweede woord is 'n interessante woord, 'n Japaneese konsep. Hikikomori. Hikikomori. Wat 'n Japaneese konsep is wat verwys na isolasie. Pulling inward. Jong manne veral gaan isoleer hulle self wanneer hulle gaming doen, wanneer hulle besig is met pornografie. Dis die 2 belangrike goed by ons jong manne. En dan kry jy hikikomori en jy kry die NEET beginsel. Die groot gevaar vandag onder ons jong manne is 2 goed. Is pornografie, dit is 'n verslawing. So daar is nie meer hierdie normale dating met meisies en sulke goeters nie, want ek bedoel ek kyk pornografie. Ek kyk pornografie, onmiddellik. Vriendskappe gaan agteruit, sosiale interaksie gaan agteruit, sosiale intelligensie gaan agteruit. Hulle is bang vir interaksie, want hulle is besig op skerms met pornografie. En hulle vind meisies in hulle lewe en in hulle omgewing minder aantreklik. Dis wat die navorsing vir ons bewys, want hulle sien al hierdie vieslike goed en hierdie lelike goed op skerms. En dan gaming. Daai verslawingsaspek, daai afhanklikheidsaspek van hierdie goed. En dit het alles te doen met tyd. Alles te doen met tyd. Nie noodwendig kompetisie nie, maar met die te veel en die te lang tyd. En dan daai isolasie en eensaamheid. En dan ook die geleentheidskoste. Wel, as jy 'n uur hiervoor gebruik, dan het jy nie daai uur om dit vir verhoudings te gebruik nie. En ons seuns is nie net 'n uur nie, dis 'n uur, 2 ure, 3 ure, 4 ure, 5 ure besig met hierdie goeters wat hulle kon gebruik het vir verhoudings en om hulle sosiale intelligensie te verbeter en dit gebeur nie. So weer, hier's die boek, The Anxious Generation.
kry dit asseblief, Jonathan Haidt. Ek gaan 'n laaste deeltjie in hierdie reeks, nommer 4, gaan ek volgende week met jou hanteer. Liewe ouer, hierdie is spesiaal vir julle bedoel. Ek is besig met so 'n kort reeksie en hier is ons by nommer 4, die laaste enetjie van hierdie boek, The Anxious Generation van Jonathan Haidt. Ek beskou dit as die beste navorsing wat gedoen is oor skerms en die digitale kant en die virtuele kant onder ons jong mense die afgelope 10 jaar. Dis 'n redelike nuwe boek, is 'n einde 2024 boek. So elke ouer moet net eenvoudig hierdie boek hê. Die subtitel, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Geweldige swak emosionele welstand. Nou ek het in nommer 1 en 2 en 3 het ek nou 'n klomp goed al vir jou gesê wat uit hierdie boek uitkom, en soos ek sê, die pleidooi bly, kry vir jou die boek en lees die hele boek, dit gaan jou 'n baie beter ouer maak vandag. Vandag kom ek nou sommer, dit is die 4de gedeelte, so ek sluit af vandag, bietjie die oplossingsgerig, met ander, wat kan ek nou doen? My kind se emosionele welstand gaan agteruit, ek bedoel, die hele boodskap van hierdie boek is, hoe sleg die digitale kant vir my kind se brein is, kognitief en sosiaal en emosioneel. Nou wat is moontlike oplossings? Nou wat hy doen, hy het hoofstukke hieroor in, oplossingsgerig, letterlik, nie net 'n hoofstuk nie, hoofstukke in hierdie boek oor oplossings, en hy spreek regerings aan, en hy spreek die tegnologie maatskappye aan, maar ek dink glad nie die oplossing lê daar nie. Ek dink nie in Suid-Afrika gaan ons regering iets hier aan doen nie. Ek bedoel, het genoeg ander goed om oor bekommerd te wees, nie dat ek eers dink hulle is oor daai goed genoeg bekommerd nie. Hulle worry nie oor ons kinders se emosionele welstand nie, en hulle worry nie oor tegnologie en skerms nie. So ek dink dit is al ver gesog 'n bietjie in Suid-Afrika, binne die Suid-Afrikaanse konteks. Ons is nie so dapper soos die Australiese regering en die Britse regering, wat definitiewe riglyne rondom hierdie goed het so terloops. Maar ek dink nie ons kan dit in Suid-Afrika verwag nie. Maar hier is 'n bietjie praktiese raad vir 'n ouer. Geen slimfoon voor hoërskoolouderdom nie. So geen laerskoolkind behoort 'n slimfoon te hê nie. Daai internet en wifi toegang 24 uur van die dag, 7 dae van die week, dit hoort nie op laerskoolvlak nie. En dan, as jy vir jou kind nou eendag 'n slimfoon gee, dan moet daar nog streng voorwaardes wees ook. Ek wil amper sê 'n tweede kontrak vir daai foon, vir die gebruik van daai foon, en jy moet toegang tot daai foon hê, en jy moet natuurlik al die toepassings, die apps hê, sodat jy jou kind kan volg op daardie foon. Geen sosiale media voor die ouderdom 16 nie. Ek dink dit is fantastiese raad. Hy sê, jou kind kan nie op sosiale media deur puberteit gaan nie. Puberteit is 'n baie ingewikkelde, moeilike fase vir ons kinders. Dit is 'n fase van vergelyk, dit is 'n fase van hormonaal verander in die brein, en dit is 'n fase van fisiologiese verandering, en dan moet jy so ver as moontlik weg wees van media af en die hele vergelykingsspeletjie wat ons jong mense speel. So wanneer jou kind deur puberteit is, ouderdom 16, heel moontlik, ja, dan sosiale media, en dan weer streng beheer daaroor. Hy noem slimfoonvrye skole. Nou in Suid-Afrika het ons 'n paar dapper skole wat nou al hierdie stap geneem het, en ek wil regtig ons skole aanmoedig en ons ouers aanmoedig, vat hande met mekaar en kom by slimfoonvrye skole, dat ons kinders op akademie kan fokus en pouse op mekaar kan fokus, weer verhoudings en interaksie. Baie strenger beheer wat skerms aanbetref in die huis. Met ander woorde, kry 'n tegnologieplan, kry 'n digitale plan in jou huis met streng reëls, en ouers stel 'n voorbeeld. Moedig jou kind aan om aan sport deel te neem, kultuur, stokperdjies te hê. Geef jou kind huistake en dalk 'n vakansiewerkie of 'n naweekwerkie of tydelike werk, enigiets om hulle van tegnologie en skerms af weg te hou. Geen foon in 'n slaapkamer nie. Ek dink ek voel sterker hieroor as wat hy hieroor voel, want dis waar al die sexting en die isolasie en die kyk na pornografie gebeur, en die neem van naak en semi-naak foto's en die stuur daarvan vir mekaar. So geen foon in 'n kind se slaapkamer nie. En dan sê hy die belangrike is, kollektiewe optrede is nodig. Met ander woorde, ouers en skole moet hande vat. Ouers moet met mekaar hande vat. Daai ding van, ja, maar al my maatjies het, as ons kollektief gaan optree, gaan daai ding stop. So ouers moet hande vat, skole moet hande vat, sodat alle kinders
kan sê streng reëls wat slimfone aanbetref in my huis en deur my pa en deur my ma. Ek is nie die enigste een nie. Dit geld ook vir ander. Ek wil 'n mooi storie met jou deel wat uit die boek uitkom. By 'n laerskool in soos hy dit nou noem South Carolina, 'n laerskool, let wel, het die studente gesukkel oor die eienskappe van waarmee hulle sukkel, hierdie leerlinge, hierdie jong kinders in die laerskool. Min veerkragtigheid, so hulle resilience was baie laag. Hulle uithou vermoë en hulle het gesukkel om met mekaar saam te werk. Die gevolg by hierdie laerskool was dat daar elke jaar kantooraanmeldings was, hoor mooi die getal, 225 kantoorverwysings en aanmeldings elke jaar. Toe begin 'n onderwyser 'n speelklub. 'n Wonderlike graad 4 onderwyser, nie die hoof nie, 'n graad 4 mans onderwyser begin 'n speelklub. En by hierdie speelklub geen fone nie. En sommer rowwe speelgoed. Daar's ou motorbande wat daar neergesit word en toue wat daar neergesit word en balle en kruit en al sulke goeders. Geen georganiseerde spel nie. So die kinders gaan vrylik kan speel by hierdie speelklub 1 keer 'n week. Later uitgebrei na 2 keer 'n week toe by hierdie skool. Hoor die gevolge. Die kinders was gelukkiger. Daar was minder gedragsprobleme. Hulle het makliker en meer vriende gemaak en hulle was meer in beheer van hulle eie lewens. Is dit nie wat ons wil hê nie? Speelgebaseerde leer. En kyk nou mooi die kantoorverwysings, wat het ek net vir jou gesê, voor die speelklub 225, dit het afgekom na 45 per jaar. So ek wil nou vir jou sê, hierdie boek is goud. Dit is 'n verpligte leesstof, dit is 'n moet lees vir elke ouer. Kry vir jou Jonathan Haidt se The Anxious Generation en wees sommer net 'n beter ouer en dit gaan jou soveel raad en praktiese hulp gee. Dit gaan die lewe vir jou en vir jou kind baie makliker maak. Baie sterkte ouers. Dit was 'n heerlike reeksie van 4 en soos ek sê, alles het eintlik maar gegaan oor hierdie man se briljante navorsing en om hierdie boek in jou hande te kry. Wonderlike vreugde in jou ouerskap en in jou gesin.